eintlik hierso vandag om te hoor by jou, wat tel doen jy? Wat maak jy? Vertel vir ons, hoekom gut culture? Hi Elnike, ag baie dankie dat julle my genooi het om vandag saam met julle te praat. 'n Groot fokus van my op die oomblik is gut health, spesifiek vir mense wat werk. Ek net gou 'n bietjie oor myself. Ek was so 18 jaar in die corporate wêreld gewees. Ek is 'n geoktroeëerde rekenmeester. Jy weet die hele corporate ladder geklim en oorheen ek het gelove hoor. Ek het regtig ek het dit te veel gelove, jy weet, en toe word dit soos my hele wêreld. Maar saam met daai leer wat jy klim, is daar altyd baie stres en lang ure, bietjie ongesond want jy beweeg nie, en so my mood het baie gesuffer en verskoon my verskriklike Engels hier tussendeur. Dis okay. Maar toe het ek ook, jy weet, intussen getroud, na 30 eers my man ontmoet, getrou, ek het 'n seentjie gehad, ek dink ek was amper 37 gewees toe ek hom gehad het, soos baie laat in my lewe gewees, maar die pressure van werk het nie minder geraak oor dat ek nou ma was nie, so daar's net nog ietsiekie op my bord gesit, en ek het het gevoel, daar moet tog meer wees in die lewe as hierdie gejaag en hierdie, die strewe na meer en beter, en so toe het ek 'n baie moeilike besluit gemaak om weg te tree van die corporate wêreld af. So dit was vir my baie moeilik geweest, want soos ek sê, ek het nie van my werk gehou nie. So dit was 'n groot geloofsjump geweest, en dis waar die naam van die besigheid vandaan kom. Gutsy culture is eintlik soos doen iets uit jou comfort zone uit, want jy weet daar's beter aan die ander kant. So dis hoe ek toe nou by gut health uitgekom het. Was nie my eerste keuse geweest nie, maar ek het net gesien daar moet iets wees wat ons kan doen waar ons net 'n bietjie kontrol oor ons eie lewens kan terugvat, van die wêreld en werk en die culture druk jou so van alle kante af dat jy naderhand voel jy het nie 'n keuse nie, of jy het net nie 'n sê in wat aangaan in jou lewe nie. En so dis dan nou waar die gut health toe nou vandaan gekom het, want baie mense sê, ek wil 'n bietjie gewig verloor, of ek wil ek gaan 'n bietjie mediteer. Jy weet, dis alles nog steeds buite goeders wat jy graag wil doen, maar dit word half die kultuur sê vir jou, hoe gaan jy nou gewig verloor? Jy weet, jy moet minder eet en meer beweeg, jy weet. Maar as jy kom by die oorsaak van baie van daai probleme, dan word alles gelink aan jou gut. Nou ek gaan altyd praat van gut health, want darmgesondheid klink net nie soos 'n lekker ding om oor te praat nie. So as ek praat van gut health, dan gaan dit regtig oor, jy weet, hoe alles binne in jou lyf werk en hoe jy regtig soos kontrol terug kan vat oor hoe jou lyf funksioneer. So dit in 'n nutshell is hoe ek toe nou by gut health uitgekom het. So vertel ons dan 'n bietjie van gut health. Vertel vir ons wat dit is, wat dit behels, en dan hoekom kombucha? Okay, ja, dis eintlik 'n lekker storie om te vertel. So gut health is eintlik die hele spysverteringsstelsel, al die mikroorganismes wat binne in jou spysverteringskanaal sit, en hoe dit dan nou link met jou brein en jou wat noem mens dit, senuweestelsel. So dan is daar nou 'n groot gut health, 'n gut-brain connection wat hulle die gut-brain axis noem. So in jou gut is daar 'n klomp mikrobes, daar is bakterieë, goeie bakterieë, soms slegte bakterieë ook, daar's swamme, en 'n groot, en dan baie mense dink, as jy praat van jou gut, dan dink hulle aan jou maag, maar jou gut is eintlik jou darmes. So, en ons praat van die gut microbiome, wat 'n groot woord is, ook weer in Afrikaans is dit weet dit af neergeskryf, waar is hy? In Afrikaans noem hulle dit jou microbiome. Weereens, party van hierdie woorde klink sommer net vreemd as jy dit in Afrikaans moet sê. So, ons praat van die gut microbiome. Dis hier die enigste plek waar jy 'n biome het nie. Oral biome is ook 'n groot ding. Dalk sal ons op 'n volgende keer daaroor praat, maar jou gut microbiome is dan die collective half omgewing, kolonie, jy weet, net soos die hele stelsel van al hierdie mikroorganismes wat dan saamwerk om dan allerhande goedjies in jou lyf te veroorsaak.
En die groot ding daarmee is dat dit is so divers, maar dit is so belangrik dat jy die diversiteit ewen meer aanvul en dan ook hoe jy die mikrobes voer, jy weet, so dit help nou nie jy het al hierdie mikrobes maar hulle eet niks nie, so dan help hulle jou net soos gedeeltelik. Selfs na die ander kant toe, as jy net regtig mooi kos eet en jy weet fokus op high fiber foods, maar jy sit nie enige organismes in nie, dan is daar al hierdie kos en dit is ook baie goed vir jou. Maar daar is nie genoeg diversiteit sodat dit regtig vir jou die benefits kan gee van 'n gesonde microbiome nie. So, ekskuus dat ek jou nou in die rede val, maar kan ek jou vra oor die microbiome? Soos hoe belangrik is dit vir ons om 'n gesonde microbiome te hê en hoe weet ons as ons nie 'n gesonde microbiome het nie? So, as jy nou die volgende, okay, en ek sê mos jy het nou gehoor, ek is eintlik 'n rekenmeester, so jy weet, moenie medies kom sê, jy weet, ek is nou 'n mediese dokter en ek het dit gesê nie, so alles asseblief, as jy voel, jy wil meer weet, gaan research, die internet is vol van gut health op die oomblik, dis 'n verskriklike groot topic, Suid-Afrika is altyd net so klein bietjie agter, so ons het baie education, wat nog gedoen moet word, ons het verskriklik baie inligting wat ons nog kan share, so daar's weelde van inligting daar buite. Okay, en wat vir een persoon werk nie vir die volgende persoon nie. So ook goedjies wat ek vandag sê beteken nie 100% van die mense gaan 100% van die tyd daardeur baat nie. Okay, jy ken jou eie lyf eintlik maar. So hoe weet jy het nie 'n goeie microbiome nie. Jy is gebloud. Jy het altyd een of ander soeibrand of constipation, wat's constipation? Nee, jy kan maar sê constipation. Ja, so daar's jy weet jy het soeibrand, constipation, jy's altyd gebloud, goeie soos IBS en weer eens, dis nie altyd net dit wat die oorsaak is nie, maar dis een van die gevolge. Is IBS, goed soos jou energie is laag, jy het daai chronic fatigue, jy weet jy's nie regtig engaged as jy by die werk is nie, of engaged as jy met jou kind speel of met jou partner praat, jy weet, dit is baie makliker om op die foon net, jy weet, te skraal, want jy het nie energie nodig vir dit nie, so jou fokus en jou energie en jou betrokkenheid is besig om af te neem, daai is 'n groot ding, goed soos jou moods, en ons sal kom by hoekom jou moods beïnvloed word deur jou gut microbiome, maar moods, stress level, even goeie soos angs, kan 'n result wees van jou gut microbiome wat 'n bietjie af is, jou immuniteit, daai is 'n groot een wat ek onlangs, seker 'n jaar terug, wat ek baie gefokus het op jou immuun en hoe ek dink so 70% van jou immuunstelsel sit in jou gut. So as jou gut gesond is, dan het jy so 'n groot booster om gesonder te wees. En ons gaan net praat oor die kombucha, maar baie mense dink kombucha, waterkever, al daai goedjies is, jy weet, 'n somerdrankie wat jy soos 'n ysie bysit, maar dit is soveel belangriker eintlik om dit in die winter te gebruik, want dit het so baie immune boosting benefits om 'n goeie gut microbiome te hê. So ja, daai is party van die goeders wat jy weet jou gut microbiome is dalk nie op sy gesondste nie. Baie goeie nuus nou is, dis redelik maklik, ek sê maklik nie. Jou biome kan baie vinnig verander. Klein veranderingkies wat jy kan doen, wat regtig 'n groot impak sal hê op die verbetering daarvan. En ek meen, as ek nou sê, dit gaan vir jou weke vat om 'n groot verskil te sien, dan klink dit nou, dit is nou baie lank, jy weet. Vinnig 'n storieetjie hier ingooi. Ek het geborsvoed toe ek nou my babietjie gehad het, né? En dan as ek dan sê maar hy drink nou nie lekker nie. Dan Google ek. Jy weet, wat kan ek nou verander? Jy weet, dan sê hulle, doen dit en wag so 2 tot 3 dae. Dan sê ek soos, ek het 2 tot 3 dae nie. Ek wil nou weet. Die volgende feeding moet soos reg wees, jy weet. Ek was net so impatient geweest. En so nou as ek praat van, jy weet, dit gaan soos 'n paar weke vat vir jou om gesond te raak, jy weet, of om beter te sien. Dis beter as die maande en jare wat jy sou gevat het as jy niks gedoen het nie. So 'n paar weke is eintlik baie vinnig vir 'n omskakeling in die gesondheid van jou biome.
Ja, Maar ek dink ons sit klaar in Februarie en dit voel asof dit gister nuwejaars was. exactly, ja, die tyd gaan eintlik baie vinnig verby. So as jy aan die begin van Januarie 'n paar veranderinge gemaak het, dan kon jy nou al, jy weet, van die vrugte gepluk het. So, nou dat ons weet van gut health, wel, min of meer weet van gut health en min of meer weet van die microbiome en hoekom dit so belangrik is. Vertel ons bietjie van kombucha. Ek is baie nuuskierig oor hoekom kombucha. Hoekom het jy dit gekies en ek weet jy het voor die opname genoem dat jy meer as net kombucha doen, maar op jou website wat ek nou gaan koekeloer het na verwys hy na kombucha. So ek wil weet hoekom kombucha en hoekom spesifiek dit en nie iets anders nie. So hierdie gaan nou weer terug na my eie storie toe. In COVID het ons besluit ons trek Langebaan toe uit Johannesburg uit. Eintlik maar vir ons seentjie, jy weet, om groot te word in 'n plek waar jy is wie jy is en jy is nie wat jy het nie. So dit was vir ons 'n groot drywer gewees en met die trek en dit COVID, nou werk ek van die huis af, jy weet, dit was net so baie verandering gewees en toe het ek 'n burn-out. Weer eens te veel lang ure wat ek nou van die huis af werk, so daar is nie 'n afsnypunt vir my nie. En ek wil beter doen en ek wil goeie werk lewer. So dis eintlik my eie downfall gewees. Maar toe het ek 'n burn-out gesuffer. En te danke aan my werk wat regtig so supportive was wat ek amper nie verwag het nie, maar jy weet, ek was baie dankbaar daarvoor gewees. Toe het ek op 'n retreat gegaan in Nottingham Road in KwaZulu-Natal is daar 'n plek Brookdale Health Hydro. Hoorie, dit gaan jou lewe verander as jy ooit 'n kans kry om te gaan, moet jy gaan. Ja, en hulle het toe met dis alles net gesond eet en soos stilte tyd en jy weet, regtig net soos pull yourself toward yourself and come rest. En maar hulle doen ook baie praatjies oor kosse wat gesond is en so aan. En hulle het as deel van die menu toe nou vir ons kombucha gegee, soos 'n afternoon snack, jy weet. En nou ek is nie 'n vreeslike adventurous eater nie. So toe ek dit gedrink het, is ek soos, okay, ek drink dit net oor dat dit goed is, supposedly. Ken nog niks van hierdie ding nie. En hierdie, soos ek sê, hierdie is in 2021 gewees, want dit was na COVID. En ek drink in hierdie ou kombuchaatjie. Hoorie, aan die einde van die week toe koop ek vir my 'n starterkit. Toe hou ek so baie daarvan. Dit het vir my lekker gewees. Toe koop ek 'n starterkit. Ek het nou nog my bottel wat sê DIY starterkit. En ek kom toe huis toe en ek sê, weet, vol vuur en vlam, ek gaan nou hierdie ding probeer. En as jy ooit, ek weet nie of jy weet hoe lyk dit as mens kombucha maak nie. Alright. So, as jy nie weet hoe kombucha gemaak word nie, kom ek vertel gou-gou vir jou. Hierso het ek wat ons noem soos 'n SCOBY. Ek weet nie of jy nou mooi kan sien nie, hè? Dit lyk soos lyk soos 'n eksperiment. Jellyvisse wat vlieg op die water. Ja, so kombucha regtig is gefermenteerde tee. So daai ding wat so daai gellerige ding wat so bo oordryf, dit noem ons die SCOBY. So dis die symbiotic colony of bacteria and yeast. So kort noem ons hom net die SCOBY. En dit eintlik is 'n kolonie vol gis en bakterieë wat vreet op die suiker wat jy in die tee gesit het en dan soos multiply. En dan 'n bakterie, jy weet, groei en groei en groei. En dis hoekom jy dan nou sê, jy weet, kombucha is 'n gefermenteerde produk wat 'n natuurlike probiotika is. Want die probiotika is die organismes. Okay. Daar's probiotics in yoghurt ook, né? Daar is, as jy een vat wat 'n live culture het. So as jy agter op jou yoghurtjie kyk, ja, daar's yoghurt en dan sal yoghurt. En dan sal net yoghurt flavored dairy snacks. Okay, so pas op vir 'n dairy snack. Dairy snacks gaan jou nie help nie. En weer eens, nie almal het geld vir organiese yoghurt nie, jy weet, so agterop kyk net iets wat nie suiker in sy eerste 3 ingredients het nie en hy moet 'n live culture hê. Dan het jy ten minste van die probiotics gekry. Okay. So gou terug weer by kombucha. So dis waar ek toe nou kombucha die eerste keer gedrink het,
maak toe nou my eie by die huis, ag, jy weet, en dan die wêreld, jy weet, druk jou nou maar weer terug in die ratreis in, en so toe gooi ek dit weg. Dis ek soos, ag, ek het nie tyd vir dit nie. En ons bly in Langebaan, so daar is nie health shops wat hulle nou, jy weet, klaar in 'n botteltjie verkoop nie. En so dis nie baie convenient vir my gewees nie. En dis waar die idee toe begin kom het van, jy sien dalk is daar 'n mark vir goeie, soos regtig hoë kwaliteit kombucha, wat nog steeds in small batches gemaak word, en wat soos is, my vriende het dit genoem corporate kombucha. Hulle het gesê, what's the name going to be? Corporate kombucha. En dit is eintlik 'n perfekte naam, jy weet, want dit is juis vir mense wat te besig is om nou hulle eie SCOBY te gaan kry. Ons verkoop die SCOBY's op ons website, en die hele starterkit. So as jy regtig wil, kan jy jou eie in begin, en dit val uit die boom uit maklik. Jy moet net dit doen, né? Moet dit net doen. Is net om my tyd in te sit. Exactly. As jy nie tyd het nie, dan verkoop ons dit. Nou, ja, ek weet jy gaan vir ons details opsit, maar hierso is hierdie is ons mixed berries kombuchaatjie, né? En ek weet nie of jy op die video kan sien dat daar goedjies binne-in is nie, maar daai is 'n belangrike ding vir jou om te kyk. Ek kan nou nie sien of jy kan sien nie, maar dit is 'n belangrike ding om te doen as jy kombucha in die winkel gaan koop. Is om te kyk, flou daar ietsiekie in, anders te lewe dit nie meer nie. Nou, om hom koud te maak, so soek hom altyd in die yskas, om hom koud te maak daai gis en bakterieë net 'n klein bietjie, jy weet, bietjie dat hulle slaap. Sodat hulle nie aanhou fermenteer nie, want hoe meer hy fermenteer, hoe suurder word die produk, en dan naderhand word hy asyn, en dan het hy alkohol in, maar dan is hy so sleg, jy gaan hom nie wil drink nie. So moenie worry dat jy nou sê, ek drink nie alkohol nie. Ek myself drink nie alkohol nie, maar ek sal kombucha drink, want ek weet hy is gestop op 'n sekere tyd, sodat hy nie alkohol in het nie. Okay, kinders kan dit ook drink, by the way. Hulle kan net nie so baie drink nie, en partykeer is die smaak vir hulle bietjie sterk, so dan gooi jy net maar net 'n ou bietjie watertjies by, en dan is hulle ook alright. Okay, so terug by hoe ons by kombucha uitgekom het. So toe maak ek die kombucha, toe los ek dit weer. Toe kom hierdie idee van, jy weet, toe ek nou sê, daar moet meer wees in die lewe as hierdie verskriklike, ongesonde ratreis, wat maak dat ek wil nie dit noem people please nie, want mense doen dit nie vir mense nie, maar dit gaan oor, jy doen dit vir die wêreld, en daar's niks vir jou oor nie, jy weet, en so dit voel jy verloor beheer oor net jouself, want jy moet inpas in wat die wêreld verwag. Anyways, so toe ons moes nou Gutsy Culture begin, en toe dink ek aan daai kombucha wat ek begin maak het, en wat ek toe weggegooi het. Ek dink, voordat ek nou hierdie verskriklike jump maak, gaan ek nou weer 'n starterkit koop. Ek koop toe eenetjie by 'n plek in die Kaap, en ek dink, laat ek dit eers maak, jy weet. Ek gaan nie my hele werk opgee, en dan hou ek nie eens meer van kombucha nie. Jy weet, jy moet ten minste hou van die produk wat jy verkoop. Toe maak ek dit, love dit. Ek dink, ja, ek love hierdie kombucha, jy weet, ek gaan jump. En toe het ons nou begin, obviously, met verskillende flavours gespeel en so aan. Ons het nou al 4 flavours. Ons doen die gewone ene, so uit research uit, en weer in Suid-Afrika het nie baie research nie, maar in die wêreld is daar meer as 50% mense wat nog steeds die original verkies. Want daar's niks added nie. Jy weet, sodra jy begin speel met 'n flavour, dan moet jy nou eers dink, hoe flavour die mense? Wat se ekstra goeders word bygesit? Jy weet, is dit 'n natural flavour of is dit 'n stroopie wat iemand, jy weet, bymekaar gesit het? So, dis hoekom baie mense hou nie van flavored kombucha nie. However, daar is nog steeds mense wat dit mooi doen. Ons gebruik regte vrugte om te flavour, so ons het net 'n natural additive, en dis dit. Ons gooi die berries in, dis nou gepulp, nee, anders te gaan jy weet, anders gaan nou nie flavour uitkom nie. Maar dan scoop ons dit weer uit. Dit word weer uitgefiltreer, so jy het 'n baie mooi rooi kleur. Hy het so slightly berry taste, maar dis nou nie dit word nie ewe skielik nou 'n mixed berry juice nie. Okay, so oordonderde smaak nie. Dis nog steeds die base is nog steeds kombucha, so jy weet jy kry die probiotics wat jy nodig het. Berries gee jy weet ekstra antioksidante in. Daar's altyd ietsie wat jy bysit wat dan nou dit enhance. Ons doen 'n ginger lime. Ginger help vir nausea, jy weet, as jy dit as jy sukkel met dit. Gemmer is baie goed vir immune boosting.
wat het ek nou gesê? Gemmer is goed vir immuun. Gemmer en is goed lime, vir yes. ja, gemmer is goed vir nausea en dan ook vir die immuun. En dan lemmetjies sit ons in, want ek hou nie van suurlemoene nie. So ek wou toe nou ietsie suurerig kry om daar saam mee te sit sodat dit refreshing is, jy weet. Want anders kan jy net wel gemmerbier gaan drink. So het ons lemmetjie bygesit en dit ook, jy weet, sitrus het nou weer al sy eie properties wat daarbey help. En daai was ons oorspronklike 3 flavours, so baie van ons marketing materiaal het daai 3 flavours op. En toe sit ons 'n nuwe enetjie by want mense was soos, dis baie suur. Hier op die Weskus is mense glad nie gewoond aan sulke gefermenteerde produkte nie. So dit's baie moeilik vir ons gewees in die Weskus om in die mark in te breek. Maar soos jy sê, ons is naby genoeg aan die Kaap en die Kaapstad is net in terme van gesondheidsofferings is hulle net soveel verder voor. As die res van ek wil sê nou die res van Suid-Afrika, maar Gauteng is eintlik nie ver agter nie en so ek wil nou nie sê hulle is die beste nie, maar hulle is baie meer oop vir sulke idees. Ja, Gauteng, hoe ek dit altyd opsom is, Gauteng is vir koffiedrinkers en die Kaap is vir soos keverwater of kombucha of freaking man sulke snaakse goeters wat Gautengers soos ek sal sê, o nee, dit is bietjie snaaks en die Kaapenaar sal nou weer sê, jy drink te veel koffie. Dis nou presies wat ek wou sê. Vandat ek hiernatoe getrek het, kom ek agter hoe baie koffie ek drink. Ek doen nie, wanneer ek wil sê, ek doen nie meer so baie nie. Daar gaan sulke dat ek soos, ek moet 'n bietjie minder koffie drink, jy weet. Rooibos tee is ook 'n opsie. So wanneer ons kom by net nou wat is die goeders wat jy kan doen, dan sal ek 'n bietjie meer daaroor praat. Maar die wat mense toe nog gesê het, dis baie suur, jy weet. En dis veronderstel om suur te wees, jy weet. Kombucha is nie Coke Zero nie, jy weet. Toe maak ons 'n nuwe flavour mango en pineapple. So hy is 'n bietjie soeter, want ek weet nie of hy die acidity bietjie breek met die mango, jy weet, en dan die pineapple is soet. Anyway, so ons noem dit ons beginner kombucha. En vir mense wat dit wil probeer, maar hulle is soos bang vir die suurheid daarvan. En so ons probeer die mango pineapple, en hy doen goed by sekere markte, jy weet, in sekere areas doen hy nou nogal goed waar wil ek sê mense se palette nog nie gewoond is nie, maar waar mense se palette nog nie gewoond is. En soos original kombucha nie, maar as jy 'n ou gesoute kombucha drinker is, dan hoor die original gaan jou go-to wees. Dis net so lekker. Ek het soos ek het al kombucha gedrink en ek weet nie of dit vir my so lekker is nie. Dis vir my snaakse nasmaak. Ek probeer nou onthou, was dit soos die initial taste of was dit die nasmaak gewees, maar ek vermoed dit was die nasmaak gewees, maar hoe meer ek van dit gedrink het, hoe minder het ek die nasmaak geproe. Maar die oomblik toe ek ophou drink, toe sê ek soos nee, hierdie smaakie. Ek kan nie my hand op dit sit nie. Ek kan nie vir jou sê soos wat dit proe, soos blou kaas proe vir my soos braaksel, so ek sal nie blou kaas eet nie, want ek hou nie daarvan nie. Maar ek kan nie my vinger op die nasmaak van kombucha sit nie. Dit is baie refreshing as dit lekker koel is. En as jy wil, sal ek jou vertel hoekom ek dit gedrink het, maar dis nou nie belangrik nie. Maar nee, ek wil graag hoor hoekom het jy gevoel daai dag, jy weet. So as ek travel, ek love dit, ek gaan gereeld Kaap toe en ek gaan omdat ek ook kan, want ek werk van die huis af, dan gaan kuier ek vir vriendinne wat oral in Suid-Afrika is en maar as ek travel dan doen my verteringsstelsel nie so goed nie. So toe ek was in die Kaap gewees en jy is in die Kaap gewees en my vriendin sê toe vir my ek moet probeer kombucha drink want sy het gehoor, sy het nie kombucha gedrink op daardie stadium so
Ek dink sy drink dit nou meer gereeld as wat maar in elk geval toe sê sy ek moet dit probeer en dit het gehelp. Dit het regtig gehelp, maar ek kon nie die nasmaak en dit was nie dit was soos ek dink dit was rooibos tee flavored of ek weet nie, ek kan nie onthou nie, maar dit was 'n blikkie gewees en ek weet net dat ek het die eerste slukkie toe ek die tweede slukkie toe ek soos okay, die smaak self is fyn, maar die nasmaak is nie so lekker nie en ek het dit gedrink en funny enough het ek net na dit weer koffie gedrink, maar ek het dit gedrink en dit het gehelp. Ja, maar dit Ja. is presies een van die goeders wat dit so accessible maak. Daai convenient, dis soos om cranberry juice te drink as jy 'n blaasinfeksie het. Nou niemand praat van 'n blaasinfeksie nie, want hoe durf jy? En ewen jy, dit was vir jou moeilik om te sê ek kon nie toilet toe gaan nie. Ek hou nie daarvan in publieke plekke nie. As ek travel, dan knyp ek, dan jy weet, en dan is jou hele siklus te mekaar. En dis eintlik so normaal. Weet jy hoe baie mense sukkel met dit? Nie eers net wanneer hulle travel nie. Baie mense. Ek was nou al by baie markte en dan kom mense en dan sê hulle, hoorie, ek het hierdie probleem. Dan sê ek altyd eers, hoorie, ek sien 'n dokter nie. Ek kan vir jou luister en vir jou sê, jy weet, hoe kan ons jou help met die kombucha? En net om en weer eens, baie mense is bang dat as ek nou kombucha gaan drink, gaan ek nou toilet toe met hardloop oor 10 minute. Is ook nie so nie. Okay, tensy jy weet jy's super sensitief. En ek gaan nou 'n storieetjie daarvan vertel wat ons nie geweet het gaan gebeur nie. So, maar dis 'n baie mooi storieetjie, soos wholesome. Maar om dan jou soos 'n halwe botteltjie kombucha te drink en as dit nie vir jou lekker is nie, drink dit deur 'n strooitjie. Jy weet, maar dit is so belangrik om daai ekstra bakterieë in te kry want dit doen die wêreld so goed. Jy weet, jou darmkanaal is nie net die dun darm nie. Die dun darm is baie groot. Jy weet, en baie van jou immuunstelsel daar binne. Maar in jou dik darm is waar die waste collect, jy weet? Dis waar die waste moet uitkom. En dis waar al hierdie mikrobes dan nou so hulle werkies doen, jy weet, dis die grootste deel van waar hulle werk doen. En dan net gou weer, as jy voel kombucha se smaak is vir jou te sterk, baie mense dink daar's appelasyn in, daar is nie. So ek weet nie of daai die nasmaak is wat jy dalk geproe het, daai appelasyn. Die eerste keer toe my ma dit drink, sy sê vir my, dit proe soos hopsbier. Ek sê, mamma, niemand weet wat is hopsbier nie. Ek kan nie dit gebruik nie. Jy weet, die mense is, jy weet, ten minste onder 50, jy weet, met wie ek nou op die oomblik praat. So ja, vir ouer mense, dit proe soos hopsbier, okay? Vir jonger mense, baie mense dink dit proe soos appelasyn. Okay, so dis so tussenin dit, maar waterkever is 'n klein bietjie sagter in terme van sy smaak. So as jy wil graag jy weet, nog steeds so 'n gefermenteerde produk gebruik, wat nog steeds goed gaan wees, dan moet jy dalk waterkever probeer. Okay, net gou as 'n side note. Nou wil ek gou daai storieetjie vertel, nê. So, nou het ek nou begin met hierdie venture van my. Jy weet, die familie is baie excited. Ons bly in die Kaap, hulle bly in Johannesburg. Ons dagte, okay, jy weet, as ons nou kom kuier, dan gaan ek nou so 'n paar sampeltjies bring. Jy weet dat hulle proe dit en my man se ouma is at the time was sy soos 92, dalk 91, maar soos jy weet diep in haar jare en in haar generasie toe hulle jonk was, het almal laxatives gebruik om maar te bly. Jy weet, so baie van hulle se darmkanaaltjies is nou maar opgeneek. Ekskuus. Baie van hulle darmkanaaltjies is nou werk nou nie meer soos wat hulle moet nie en so as ons almal op vakansie gaan, dan moet ouma met 'n pilletjie drinkie aand sodat sy môre kan toilet toe gaan. Jy weet, so ons moet half beplan. Een van die dae moet ons net 'n bietjie by die huis wees want ouma gaan die toilet nodig hê. Jy weet, so dis haar lewe en ek seker is so vir baie mense, jy weet. So dan drink sy nou 'n pilletjie en dan môre kan sy nou gaan. Nou is sy, jy weet, ou mensies is mos jou grootste fans. Jy weet dit maak saak wat jy gemaak het nie, hulle sal sê is lekker en hulle sal jou net ondersteun, hè. Hulle sal nie vir jou sê hoe sleg dit is nie, wel nie in jou gesig nie. Tot jy ek sal met my skoonma moet praat na die tyd om te hoor wat het ouma regtig gesê. So toe drink sy nou so 'n bietjie. Dit was nie eers 100 ml gewees. Sê wat was 100 ml gewees, want sy wil nou opproe. En sy het dit gedrink by die lughawe. Nou hulle bly in Vereniging. So hulle moet nou via Johannesburg moet hulle toe na huis toe ry.
hoorie toe hulle in Johannesburg toe kom, toe moes sy toilet toe gaan. En sy het vir jare kan sy nie sonder 'n pilletjie toilet toe gaan nie. Hier is die eerste bietjie kombucha wat sy drink, help haar toe nou om op 'n natuurlike way haar maag los te maak. Nou dis kom ek sê, as mense sê, gaan my maag werk, dan dink ek, most probably nie. Maar as jy oor 90 is, jy weet, dan moet jy dalk nie te ver weg. Moenie 'n lang trip beplan nie. Jy weet, en dit is eintlik die doel van goeie soos kombucha, is probeer 'n natuurlike way, jy weet, in steede van soos sinteties. Jy kan met liefde, as jy voel, ek kan nie daai goed in my lyf kry nie, gaan drink 'n pilletjie. Jy weet, drink 'n pilletjie, maar as jy voel jy kan meer natuurlik gaan, dan dit is altyd die way om te gaan, is meer natuurlik. So Ek voel so oor alles in die lewe. Ek drink so af en toe drink ek Lion's Mane. Ek weet nie hoe goed jy hoe goed jy supplements ken nie, maar so Lion's Mane is 'n mushroom wat hulle in 'n kapsule sit en dit help jou fokus en dit help jou met jou energieverbruik. En ek onthou ek het op skool so ek net gou vinnig my ma se apteker, so sy ken ons, sy's 'n lecturer actually. Nie, sy werk nie meer agter die in 'n apteek nie, maar sy's nou 'n lecturer. In 'n geval, so ek wil nou nie my ma na die bus gooi nie, maar op skool voor my matriekjare het sy altyd vir my baie strat gekry of keen mind om my te help fokus en toe met my eindeksamen van matriek toe het my ma vir my Modafinil gegee. Nou Modafinil is soos dit werk amper soos, wat is daai medisyne wat hulle vir iemand gee wat ADHD het of ek weet net van Ritalin. Ritalin of Concerta, né? Concerta. Ja, ek wou sê Concerta het ek nou al van gehoor, maar ja. Soos dit werk amper soos dit. Maar wel vir my het dit gevoel soos steroids wat ek dis is Ritalin en Concerta op steroids. Ek nog nooit Ritalin of Concerta gedrink nie, maar dit vir my so gevoel. Maar basies wat dit doen is dit maak jou intensely fokus en jy raak nie moeg nie. Jy raak glad nie moeg nie. So ek onthou my ma het soos vir my dit gegee en dan drink ek dit en dan gaan slaap ek eers 2:00 die aand. Dat sy op party aande vir my gesê het, okay, jy moet nou gaan slaap want jy moet nog steeds slaap. Ja. In 'n geval en toe ek nou besig was om te swat, toe het ons nou Lion's Mane ontdek. En Lion's Mane is soos dieselfde effek as Modafinil, maar dit is nie so sleg vir jou nie. En vir my voel dit nie so intens nie. Dit voel nie heeltyd soos in nie. Dit voel soos jy's net, ek weet nie hoe om hierdie te verduidelik. Jy's gefokus sonder om soos creepy te raak. Ja, jy's skerp. Ja. En for lack of better words, jy is gefokus sonder om creepy te raak, soos jy sê. Maar dit is net 'n natuurlike ding. Dit is 'n mushroom wat, en dit maak jy nie, party mense freak so uit as ek vir hulle sê ek drink Lion's Mane of even ashwagandha is ook 'n mushroom. Ashwagandha drink jy nou weer in die aand, want dit maak jy rustig, whatever, bring jou kortisol af sodat jy kan slaap. Okay. Maar in 'n geval, sorry, ek research baie goeders. Mense freak altyd so uit van is 'n mushroom. Nou ek weet nie wat kombucha spesifiek is nie, maar dit klink vir my soos 'n soos klein organisme wat groei. Soos 'n natuurlike probiotic. Ja. Soos 'n culture in yoghurt. Dit het almal dieselfde dieselfde funksie, is alles gefermenteerde kos. Jy weet, maar die strains van bakterieë kan verskil. So
dis hoekom as jy net een gaan kies, great, want dit kom ook voor in die lug, jy weet, so dis nie asof jy 0 in jou lyf het oor dat jy nie die regte goeders eet nie, okay, so dit is nog steeds, ek luister ander dag 'n praatjie waar hulle sê, party van die mikrobes, feed net op koffie. Nou sê die ou, okay, maar ek drink nie koffie nie. Toe sê hy so, right, daar's second-hand koffie particles in die lug as gevolg van ander mense. So moenie worry dat jy nie alles inkry nie. Jy weet, God het alles so mooi gewerk dat jy gaan kry wat jy nodig het, en jy moet dit 'n bietjie help, want ons het almal nou getrek van die land af na 'n stad toe in ons leefwys en sit heeltemal verander van wat dit oorspronklik was, toe ons nou net, jy weet, op die aarde geruim het. So ja, dis die groot ding. Dis 'n natuurlike probiotiek. Kefir, kombucha, yoghurt, en dan so probiotics is baie belangrik, né? Maar 'n prebiotiek is belangrik om die probiotiek te voer. So 'n probiotiek is sê maar soos die tuin wat jy geplant het, né? En jy het nou hierdie mooi boontjie geplant. Nou het jy fertilizer nodig. Nou die fibrous foods is die fertilizer. So op die oomblik is die wêreld gaan ons maar deur sulke cycles van wat is belangrik en wat's nie, en dan moet ons vet eet en dan moet ons nie, en dan jy weet, dan moet ons plant-based gaan, nee, nou is jy weet diereproteïen is nou beter. Anyways. En op die einde van die dag moet jy eintlik net vind wat vir jou die beste werk. Exactly, alles in matigheid, né? So proteïen was ons nou die groot ding gewees, en ek is nou al oor 40, so vir my wat nou, jy weet, raak so aan die deur van, jy weet, possible perimenopause, is jy weet, dit is nou groot. Jy weet, as jy menopause, proteïene is jou vriendin, so ons is vreeslik gefokus op proteïene op die oomblik, jy weet, maar ek hoor die nuwe trend gaan nou kom vir fiber, jy weet, so watch this space, fiber gaan nou jou feeds begin volmaak, hoor, fiber is alles, en dit is tog waar, maar soos ek sê, dis mooi dat hulle so certain goeders highlight, maar jy moet nie hierdie ene highlight, en dan wanneer jy hierdie ene highlight, dan val hierdie ene weer nie, vat alles, jy weet, ons raak al hoe meer educated oor wat is regtig die goeders wat ons lyf nodig het, en prebiotics is baie belangrik, probiotics is baie belangrik, dan weet ek nie of jy al gehoor het van postbiotics nie, nee, so 'n postbiotic is eintlik soos 'n dooie probiotic, soos hulle noem dit zombiebiotics ook, waar, sê nou jy het kombucha gaan koop in die winkel, maar hy's gepasteurized, wat beteken hy het warm geword, die organismes gaan dood. So jy het nie, dit is soos 'n dooie culture, né? Maar hulle sê die selwand van daai mikroorganisme se proteïen samestelling is nog steeds iets wat iets sal voer in jou gut, né? So as ons net nog gepraat het van die yoghurt, soek vir 'n live culture, maar as daar net 'n culture in is, dan is dit nie heeltemal sleg vir jou nie. Dit gaan nie vir jou so baie benefits gee nie, maar dit is nie noodwendig sleg vir jou nie. Okay, so dis wat 'n postbiotic is, eintlik net 'n dooie probiotic. Ja. Ek weet nie of ek enigstens jou vraag antwoord nie, want soos wat ek praat, dink ek, as dit nou die vraag wat ons bygekom het. Nee, moenie stres of jy dit nou definitief, jy antwoord dit in gesprek. Yes. Ek het nog een vraag, voordat ek jou laaste vraag gaan vra. Soos, het jy al ervaar dat mense, as jy nou vir hulle sê, okay, kombucha is bakteria, het jy al ervaar dat hulle skrik daarvoor? Want mense kry goeie bakteria, mense kry slegte bakteria. Dit weet ons, ek sal hoop, almal weet dit. Maar, dis waar ek verby uitgekom en toe ek vertel het van die mushrooms, soos jy kry goeie mushrooms en jy kry slegte mushrooms, jy kry giftiges en een is wat jou en jy kry mushrooms wat jou liggaam voed. Reg, en ek ervaar byvoorbeeld met die mushrooms as ek vir mense vertel van lion's mane of ashwagandha, byvoorbeeld dat hulle skrik want hulle het hierdie idee van mushrooms in hulle kop. So, kry jy daai selfde ervaring en hoe hanteer jy dit as jy wel doen, as jy wel daai ervaring het? So, ek dink as, die eerste ding wat mense altyd vra van kombucha, dan, ek sal vir hulle sê is 'n natural probiotic. En dit is 'n klomp organismes, so ja, dit is bakterieë, maar soos jy sê, as jy net die eerste keer hoor bakterieë, dan is dit soos, jy weet, virus en bakterieë. Of wat sou Mina moe gewees, bakterie.
Jy weet, dit is altyd die slegte enetjie gewees. Nou, daar is natuurlik slegte bakterieë, maar daar is sulke goeie bakterieë. Daar's ewen ietsie soos, nee, laat ek nie dit sê nie. So daar's ewen ietsie soos goeie bakterieë. En as hulle verstaan dat dit amper dieselfde is soos 'n yogurt culture, dan dink ek, oordat jy dan 'n link kan maak met, dis 'n kos wat ek ken, wat gesond is, dan skakel hulle vinnig oor en dan sal hulle luister. En dan gaan dit net oor die tuistest. Baie keer by markte het ons dan nou hierdie skoubies wat hier agter my op display is en almal soos, ja, jy weet, dit lyk so gross. Maar dis eintlik amazing om te dink dat daai gelbol lewe, nou weer eens, is 'n organisme soos 'n diertjie, of is dit, ek weet nie wat mense dit noem nie. Is dit 'n diertjie? So mag ons sê dis vegan? Ek weet nie eers nie. So 'n organisme is 'n organisme. Ek dink nie hy het daai identifikasie van dit is nou 'n diertjie wat jy eet of dis nou 'n plant. Ek weet nie eers hoe mense dit verduidelik nie. Maar ja, ons het al gekry dat mense skrik vir wanneer jy sê dis die goeie bakterieë wat in jou lewe, maar as jy dit dan omskakel en sê dit is 'n probiotika wat dan nou eintlik, jy weet, goed is vir jou darmes. Jy weet, dis die goedjies wat help jou darmes skoon maak. Amanda, dit was amazing om met jou te praat en ek wens ons het baie meer tyd, want ek voel ek het nog so baie vrae om vir jou te vra oor wat die hel. Maar ek gaan nou vir jou 'n laaste vraag vra en die laaste vraag op Primeur is gewoonlik 'n vraag wat die vorige gas gelos het vir die volgende gas, sonder om te weet vir wie die vraag is. En is net toevallig dat die vraag nou mooi pas by wat jy voorstrewe, sal ek sê. Die vraag is in Engels, maar jy is meer as welkom om in Afrikaans te antwoord. So die vraag is, what do you think is the most overlooked aspect of maintaining health that doesn't come in a pill or powder? Look at that. Die grootste ding is 'n mind shift. Die mind shift tussen ek het kontrole oor wat ek in my mond sit, wat nie noodwendig sinteties hoef te wees nie. Jy weet, eet ek die regte kos, jy weet, as ek na my bord kyk, is dit ietsie wat my lyf gaan voed of eet ek dit want dit is my lekker? Jy weet, almal hou van pizza. Ek gaan nooit sê moet asseblief nooit weer pizza eet nie. Moet asseblief nooit weer 'n stuk koek eet nie, jy weet. Moenie by jou kind se verjaarsdag milkshake drink nie. Dis net unachievable. So mindset van wat in my lyf ingaan, hoef nie noodwendig calorie counting te wees nie. Dit gaan oor hoe voed ek hierdie liggaam van my sodat hy gesond kan bly. Ek stem 100% Ja, saam met jy weet, jou so- brein is 'n mens se Exactly. brein is waar jy die eerste stap moet vat. Ja. Is wat ek dink at least, want as jy nie vir jou, as jy nie jouself, ek wil amper sê convince het, as jy nie jouself convince het om iets te doen nie, dan gaan jy dit nie doen nie, jy gaan dit nie klaarmaak nie, Ja. jy gaan nie, so ek stem saam met jou 'n mens se kop is baie belangrik, ja. Mindset en dan daai gut connection. Is soos as jy weet hoe jou brein met jou gut praat en hoeveel meer jou gut met jou brein praat, jy weet, dan ja, dit soos ek sê, dit kan jy nie in 'n pil kry nie. Jy weet, daai is iets wat jy vir jouself moet own en sê I love myself enough to look after me first. En dan sal baie dinge daarna beter raak.